Ons luister vanoggend na die stem van die Here uit Psalm 2. En ons gaan Psalm 2, die hele Psalm saam lees. En dan gaan ons ook 'n kort deel lees uit Handelinge 13. Handelinge 13 gaan ons vers 26 tot 39 lees. Maar ons gaan ons lees eers Psalm 2. Waarom woel die nasies en bedink die volke nietige dinge? Die konings van die aarde staan gereed, en die vorste hou saam raad teen die Here en teen sy gesalfde en sê, laat ons hulle bande stukkend druk en hulle toue van ons afwerp. Hy wat in die hemel woon, lag, die Here spot met hulle. Dan sal hy hulle aanspreek in sy toorn, en in sy grimmigheid sal hy hulle verskrik. Ek tog het my koning gesalf oor Sion, my heilige berg. Ek wil vertel van die besluit. Die Here het aan my gesê, U is my seun. Vandag het ek self U gegenereer. Eis van my, en ek wil nasies gee as U erfdeel en die eindes van die aarde as U besitting. U sal hulle verpletter met 'n ysterstaf, U sal hulle stukkend slaan soos 'n erdepot. Wees dan nou verstandig, o konings, laat julle waarsku, o regters van die aarde, dien die Here met vrees en juig met bewing. Kus die seun, dat hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie, want gou kan sy toorn ontvlam. Welgeluksalig is almal wat by hom skuil. En dan uit Handelinge 13 lees ons van vers 26 af saam. En in hierdie gedeelte is die apostel Paulus besig om te preek vir die Jode in Antiochië. Ons lees van vers 26 af, broeders, kinders van die geslag van Abraham, en die onder julle wat God vrees, vir julle is hierdie woord van verlossing gestuur. Want die inwoners van Jerusalem en hulle owerstes het hom nie geken nie, en deur hom te veroordeel het hulle die woorde van die profete vervul, wat elke Sabbat gelees word. En al het hulle niks gevind wat die dood verdien nie. Tog het hulle van Pilatus gevra dat hy omgebring moes word. En toe hulle alles volbring het wat oor hom geskrywe is, het hulle hom van die kruis uit afgehaal en in 'n graf neergelê. Maar God het hom uit die dode opgewek. En gedurende baie dae het hy verskyn aan die wat saam met hom opgegaan het van Galilea na Jerusalem, en hulle is sy getuies by die volk. En ons bring julle die goeie tyding van die belofte wat aan die vaders gedoen is, dat God dit aan ons, hulle kinders, vervul het, deur Jesus op te wek. Soos daar ook in die tweede Psalm geskrywe is, U is my seun, vandag het ek U gegenereer. En dat hy hom opgewek het uit die dode, sodat hy nie meer tot verderwing sou terugkeer nie, het hy so gespreek, ek sal aan julle gee die heilige weldade van Dawid wat betroubaar is. Daarom sê hy ook op 'n ander plek, U sal U heilige nie oorgee om verderwing te sien nie. Want Dawid het ontslaap nadat sy eie geslag volgens die raad van God gedien het, en is by sy vaders weggelê en het verderwing gesien. Maar hy wat deur God opgewek is, het geen verderwing gesien nie. Laat dit dan aan julle bekend wees, broeders, dat deur hom vergifnis van sondes aan julle verkondig word, en dat elkeen wat glo, deur hom geregverdig word van alles waarvan julle deur die wet van Moses nie geregverdig kon word nie. Vers 33 is vir ons besonder van toepassing, soos daar ook in die tweede Psalm geskrywe is, U is my seun, vandag het ek U gegenereer. En dan ook vers 38, laat dit dan aan julle bekend wees, broeders, dat deur hom vergifnis van sondes aan julle verkondig word. En Paulus sê dus, Christus self verkondig dit. En dan is ons fokusvers uiteindelik vers 7 van Psalm 2. Ek wil vertel van die besluit. Die Here het aan my gesê, U is my seun, vandag het ek self U gegenereer.
Geliefde gemeente, Christus het waarlik opgestaan. Dit is die vreugdevolle belydenis wat die kerk deur die eeue bely het. Dit is die belydenis waarvoor ons vaders in die geloof ook vervolg is. En in die opstanding van Christus is daar uiteraard vir ons heerlike troos. Daardeur hoef ons die dood nie meer te vrees nie. Ons kan, omdat Christus die eerstgeborene uit die dode is, weet dat ons ook uit die dode opgewek sal word. Maar vanuit die opstanding rus die Gees ons ook toe met krag om ons gawes te gebruik, om te dien en om moedig teen die sonde weerstand te bied. Trouwens, die feit dat ons deur die Heilige Gees met die opstanding van Christus verbind is, maak dat ons vir die Here leef. Ons word daardeur opgewek uit 'n geestelike dood. Maar in die feit dat Jesus opgestaan het, sit daar vir ons nog 'n heerlike openbaring van God. Ons hoor in ons skrifgedeelte dat die opstanding 'n voorneme van God openbaar. 'n Voorneme wat hy in sy almag uitgevoer het. En hierdie voorneme het te maak met die wêreldwye opstand teen hom, die wyse waarop hy dit sou aanspreek. En wat gaan die Here daaraan doen? Dalk het jy dit al gewonder. Psalm 2, ons skrifgedeelte, begin met 'n vraag: waarom wil die nasies en bedink die volke nietige dinge? Die vraag word eintlik in 'n tipe verbasing gevra. Hoekom doen die nasies dit? Hulle is besig om nietige dinge te bedink, besig om goeders te beplan wat belaglik is. Hulle saak, die inhoud van daardie nietige dinge wat hulle bedink, is ook nie maar net bloot opstand teen God nie. Dit is opstand teen God met die volle oortuiging dat hulle gaan oorwin, dat hulle uiteindelik suksesvol gaan wees. Ons hoor in vers 2 en 3 van ons skrifgedeelte: die konings van die aarde staan gereed en die vorste hou saam raad teen die Here en teen sy gesalfde en sê: laat ons hulle bande stukkend druk en hulle toue van ons afwerp. Die nietige dinge is wêreldleiers wat namens die volke saam opstand teen God bedink en beplan. Hulle wil loskom van God se wette, van sy bepalinge. Hulle wil niks hoor van sy ryksverordening nie, die wyse waarop hy deur sy gesalfde regeer nie. Hulle wil niks hoor van die ryk van die juk van Christus nie. En dit is inderdaad so, broer en suster, as die volke nie in Christus verenig nie, verenig hulle teen hom. Dis wesenlik deel van die rede hoekom die kerk deur die eeue vervolging ervaar het. As die evangelie nie die nasies saamsnoer nie, dan sal hulle drang om Christus van sy troon af te wil haal, hulle saamsnoer. Volke wat buite Christus hom verenig teen hom. Die land waarin ons woon, die bestel waarin ons leef, is daarvan 'n sprekende voorbeeld. Dit is hoekom dit gaan soos dit gaan. So werk die eenheidsdrang van die nasies. Kom ons kom saam in vryheid, gelykheid en broederskap sonder God. Kom ons vestig 'n wêreldorde waar elkeen kan doen wat hy wil. 'n Wêreldorde wat reik tot aan die hemel. En dan juig ons as lofsang uit die grootsheid van die mensdom. So klink die natuurlike verenigingsdrang van die nasies vandag nog. Dis hulle natuurlike drang sedert die sondeval. Dit was hulle drang by die toring van Babel. Dis hoe dit lyk as die Satan nasies in sy greep het. Wat sal die Almagtige tog sê? Wat sal hy doen? Ons hoor in ons skrifgedeelte, hy begroet hierdie opstand met sy grimlag. Vers 4 tot 5 leer, hy wat in die hemel woon, lag, die Here spot met hulle, dan sal hy hulle aanspreek in sy toorn, en in sy grimmigheid sal hy hulle verskrik. Die
Die Here se grimlag gaan die openbaring van sy oordeel vooraf. Dis geen humoristiese lag nie, dis nie 'n verlekkerende lag nie, maar 'n woedende lag. So spreek hy die nasies toe. En dan vestig hy uiteindelik hulle aandag op sy ryksorde. Oor weer vers 6, ek tog het my koning gesalf op Sion, my heilige berg. Hy het sy koning gevestig in die midde van sy kerk. Dit is sy besluit, dis hoe hy die opstand gaan aanspreek. Dit is die ryksverordening wat vas is, wat hy gaan deurvoer. Sy gesalfde in die midde van sy kerk. Dis sy antwoord, dis die orde van sy ryk. Hy gee sy koning op Sion, die midde van sy kerk. Hy gee sy gesalfde of Messias om onder sy gemeente te kan woon. Die woordjie Messias beteken gesalfde. Dan is dit juist die gesalfde, die Messias, wat in die volgende 3 verse ook in ons skrifgedeelte aan die woord kom. Ons luister dan weer na die begin van vers 7, waar die Messias sê, ek wil vertel van die besluit. Die gesalfde van die Here, Christus self, kom aan die woord. En die Messias sê, hy sal vertel, hy gaan iets bekend maak. Dis wat daardie vertel in die oorspronklike taal beteken. Dis 'n aankondiging, iets wat bekend gemaak gaan word, inligting wat weer na vore gaan kom in die Messias se woorde. En wat is die saak wat ons uit die mond van die Messias toekom? Wat is die inhoud daarvan? Die inhoud van die Messias se boodskap sal 'n besluit wees. Ons psalmberuiming, wat ons ook net nou gaan sing, sê so mooi, en ek die vors so hoog in mag en eer sal Gods besluit die wêreld oor laat klink. Die woord wat in ons skrifgedeelte met besluit vertaal is, beteken in die oorspronklike taal insetting of verordening. Dit behels dat God iets in sy ewige wysheid ingestel het. Hy het dit vasgemaak met die doel om dit te verwerklik in die tyd. En daardie insetting is die reg wat hy aan sy gesalfde toegeken het. Hy bring daarin sy ewige voorneme tot uitdrukking. Dit gaan dus om sy voorneme waarvolgens hy die opstand teen hom gaan aanspreek. Die Christus sal dit die wêreld oor laat klink. Hy sal dit met koninklike gesag aankondig. En broer en suster, dit is wat gebeur wanneer die woord verkondig word. Oral waar die evangelie verkondig word, laat die Messias self God se besluit die wêreld oorklink. Die besluit is die reg, die verordening wat vir die koning gegee is, waarvolgens hy met die opstandige nasies moet afreken. Ons het gehoor in Handelinge 13 vers 26 dat Paulus preek, broeders, kinders van die geslag van Abraham en die onder julle wat God vrees, vir julle is hierdie woord van verlossing gestuur. Die woord van verlossing is gestuur. Dit is deur die diens van die apostels gestuur, deur niemand anders nie as Jesus self. Hy laat Gods besluit die wêreld oorklink. Gemeente, dit is wat gebeur van sy kansels af. Dis wat gebeur wanneer gelowiges huisgodsdiens doen. Dis wat gebeur wanneer mense die Bybel lees. Dis wat gebeur wanneer gelowiges die evangelie verkondig. Dis die gesalfde wat vertel van sy besluit. Nou kan ons inderdaad vra, wat is hierdie insetting of besluit dan spesifiek? Voor ons by die spesifieke inhoud daarvan kom, vestig ons skrifgedeelte egter eers ons aandag op die aard van hierdie besluit. Voor ons by die wat kom, sê ons skrifgedeelte eers hoe. Die gesalfde begin sy vertelling van die besluit weer te sê, die Here het aan my gesê. Die besluit wat verkondig word is nie 'n algemene soort oorvertelling nie, dis die drie-enige God wat homself openbaar, Vader, Seun en Heilige Gees wat praat. Maar in ons skrifgedeelte
word daar 'n baie spesifieke naam vir God gebruik, sy verbondsnaam. In die ou vertaling staan dit is dit Here wat in hoofletters geskryf is. Dis die God van die verbond, God van Abraham, Isak en Jakob. Dit gaan dus in die Messias se woorde, die besluit wat hy die wêreld oor laat klink, in sy openbaring van homself. Dis die almagtige ek is, hy wat hemel en aarde gemaak het, hy wat hom in sy beloftes aan sy kerk gebind het, hy van wie gesê kan word, genadig en barmhartig is die Here, lankmoedig, vol van goedertierenheid en trou. Dit is hy wat sê, dis hy wat praat. En nou weet ons, sy openbaring is soos hy self. Sy woord is die waarheid. Sy woord is perfek, onfeilbaar. Sy woord staan vas. Sy woord gee lewe. Geen mens kan waarlik daarsonder leef nie. Dis uiteindelik van ons sprekende Here wat die Messias verklaar, hy het aan my gesê. So lui die Here se besluit wat die wêreld oor moet klink. Sy openbaring van homself lê in die mond van Christus. Daarom sê Jesus ook die gewigtige woorde van Johannes 14 vers 23 tot 24. As iemand my liefhet, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Hy wat my nie liefhet nie, bewaar my woorde nie, en die woord wat julle hoor is nie myne nie, maar is van die Vader wat my gestuur het. Die Here het vir my gesê, dit verkondig die gesalfde. Nou kan ons vra, hoe dink elkeen van ons, hoe dink jy oor die woorde wat jy uit die mond van Christus hoor? Baie mense kan vandag dalk dink, dit is mooi sentimentele boodskapies, maar dit is baie beslis, baie meer as dit. Dis die allerhoogste wat homself van jou wys. So moet jy jou Bybel lees en so moet jy na die prediking luister. Ons skrifgedeelte gaan dan verder na die inhoud van hierdie openbaring. Ons hoor van dit wat God dan vir sy gesalfde sê. Hy sê vir hom, U is my seun. Die openbaring van God se besluit behels 'n besondere verhouding met die Messias. Dis die verhouding van 'n vader en 'n seun, 'n verhouding vol liefde en trou, 'n verhouding van volkome liefde en volkome trou. Dis 'n verhouding waar die Vader die beste en die heerlikste vir die seun wil nalat. 'n Verhouding waar die Vader gunstig op die eis van die seun wil reageer. Dit sê die Here ook in vers 8. Eis van my, en ek wil nasies gee as u erfdeel, en die eindes van die aarde as u besitting. Die Vader wil vir sy seun 'n erfdeel gee waarin hy hom kan verlustig. Hy wil vir hom die beste erflating nalat. En hierdie erflating behels 'n ryksverordening, 'n reg wat hy oor die nasies gaan verkry. Dis die woorde, U is my seun. Dit herinner ons eintlik aan die Here se belofte aan Dawid, aangaande sy nageslag. Psalm 89 verwoord die belofte mooi. Hy is dit wat my sal noem, U is my Vader, my God en die rots van my heil. Ja, ek sal hom my eersgeborene maak, die hoogste onder die konings van die aarde. Vir ewig sal ek my goedertierenheid vir hom bewaar en my verbond bly vir hom vas. Uit hierdie belofte is dit duidelik dat die Here vir Dawid se nageslag 'n vader sal wees. En Dawid sou dit inderdaad ook in sy gedagtes gehad het toe hy ons skrifgedeelte, toe hy Psalm 2 gedig het. Sy nageslag sou erfreg kry op die nasies en vir ewig oor hulle regeer. Die seun wat God sou verhoog, sou uit die nageslag van Dawid kom. En dit is
uiters besonders, broer en suster, God kon net sowel met die nasies afgereken het deur hulle eenvoudig in die hel te werp. Hy sou daarin heeltemal regverdig gewees het, maar hy het nie. Nee, God die Seun het Seun van Dawid geword. Hy het vlees geword om ewig op die troon van Dawid te regeer. Dat hy Seun van Dawid en Seun van God is, het ook in sy bediening al hoe duideliker geword. By Jesus se doop het die Vader dit self geopenbaar. Jesus se salwing as koning het by sy doop plaasgevind. Ons hoor in Matteus 3 vers 16 tot 17. En nadat Jesus gedoop was, het hy dadelik uit die water opgeklim en met eens gaan die hemele vir hom oop. En hy sien die Gees van God soos 'n duif neerdal en op hom kom. En daar kom 'n stem uit die hemele wat sê, dit is my geliefde Seun, in wie ek 'n welbehae het. Die Vader het hom, Jesus Christus, gesalf tot koning wat van die Here kan eis. Die Here bevestig dit wanneer hy ook in ons skrifgedeelte vir die Messias sê, vandag het ek u gegenereer. Die woorde dien duidelik as 'n bevestiging op die voorafgaande. U is my Seun. Die bevestiging, vandag het ek u gegenereer. Die woord genereer word in die Ou Testament telkens vertaal met geboorte gee. Dit dra die gedagte van in die lewe bring, maar spesifiek in die lewe bring as Seun. Dat Jezus die Seun is, het duidelik geword, die Here het dit bevestig. Hy het bevestig dat Jezus die enige gebore is wat van die Vader kom, dat hy ewige ware God is, maar hy het ook bevestig dat hierdie vleesgeworde Seun van God die Seun van Dawid is, hy vir wie die Here se beloftes bedoel is, die gesalfde wat sal afreken met die nasies. Hy het dit bevestig in die opstanding van Christus. Sien broer en suster, vir Jesus om as Seun van Dawid reg tot die nasies te kry, moes eers iets gebeur. Hy moes as mens reg daartoe verkry. Maar aan die mens en ook aan Dawid is daar groot fout. En daardie fout is dat die mens die sonde en die hel verdien. Vir die Seun van Dawid om dus as mens 'n erfdeel uit die nasies, die opstandige nasies te verkry, moes daar betaal word. Daardie erfdeel wat die volkome gemeenskap met al God se uitverkorenes is, moes gekoop word voordat dit van die Vader geëis kon word. Daarom moes Jesus ly en sterf. Hy moes elkeen wat die Vader hom gegee het loskoop uit die verderf. En dit is sy uitverkorenes uit alle volke, tale en nasies. Daardie nasies wat ook in hulle opstand teen God verenig is. Daarvoor was die duurste betaling ooit nodig, 'n volkome offer aan die Vader om sy geregtigheid te versadig. Dit behels dat Jesus in sy lyding 'n offer moes bring om sy erfdeel uit die nasies se skuld uit te delg. Maar dit behels ook dat hy 'n volkome lewe moes leef. 'n volkome lewe van volkome geregtigheid, sodat die Vader sy geregtigheid aan die nasies, aan sy erfdeel uit die nasies kan toereken. Daardie offer was volmaak. Daardie offer was ook die finale offer wat gebring is tot versadiging van God se geregtigheid. En die Seun so hoog in mag en eer het daarin God se besluit die wêreld oor laat klink. Hy het dit laat klink toe hy aan die kruis uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? Hy het dit laat klink toe hy aan die kruis gesê het, dit is volbring. So het hy homself gegee, die dood tegemoet gegaan in sy erfdeel se plek. Die Vader het die offer aanvaar, daarom
het hy die lewe aan hom teruggegee. Hy het hom opgewek deur die krag van die Heilige Gees. So het hy bevestig dat hierdie gesalfde die ewige koning is wat op die troon van Dawid sal sit. Selfs die dood kon nie voor hom standhou nie. Hoor ook in die evangelie volgens Johannes, want soos die Vader lewe het in homself, so het hy aan die Seun ook gegee om lewe in homself te hê. En hy het hom mag gegee om ook te oordeel, omdat hy die Seun van die mens is. Die reg tot die nasies moes deur die Seun van Dawid verkry word en die prys daarvoor was hy self. Maar deur die prys te betaal het hy die ewige saligheid van elkeen wat by hom skuil gekoop. Nou laat hy sy besluit die wêreld oorklink deur sy gees en woord. Hy maak daardeur sy uitverkorenes bymekaar. En hy regeer ook vanuit die hemele om alles te voer na die eindoordeel toe. Dan sal hy finaal die opstand teen hom verpletterend verbreek. Daarom weer klink die oproep aan die einde van Psalm 2, broer en suster, vandag nog, kus die Seun. Kus, daardie ou woord vir versoen, maar die gedagte is omhels die Seun, werp jou aan sy voete neer. Die oproep weer klink aan elkeen van ons, maar dit is ook 'n oproep wat elkeen van ons moet laat weer klink. Kus die Seun in onderworpenheid. 'n Oproep wat van ons af, van die kerk af moet uitgaan na die nasies toe. 'n Oproep wat ons eie volk moet hoor. 'n Oproep wat al die volke in die land uiteindelik moet hoor. Dis 'n dringende oproep, dat hy nie toornig word en julle op die weg vergaan nie, want gou kan sy toorn ontvlam. Mag ons gebed en begeerte wees dat ons volk die Seun sal kus. Mag dit wees dat ons gesinne, ons geliefdes die Seun sal kus. Mag ons dit tog deur die werking van die Heilige Gees van harte begeer, want, sê ons skrifgedeelte, wel geluksalig is almal wat by hom skuil. Amen.